Goeiemôre, dit is Sondag die 2de Maart. Baie welkom by die erediens van NG Gemeente Skotperre. Mag jy vanoggend saam met ons God se teenwoordigheid en sy nabyheid beleef. Ons tema vanoggend is: na wie luister jy? Ons gaan dit lees uit Lukas 9 vanaf vers 28 tot 42. Mag jy daar waar jy saam luister, en besonder ook God se teenwoordigheid en sy nabyheid beleef. Mag jy ervaar dat jy deel is van God se gemeenskap, van kinders, van gelowiges, van mense wat hom liefhet, mense vir wie hy ook oneindig lief is. Ons begin vanoggend Psalm 96. Sing vir die Here 'n nuwe lied. Sing vir die Here o ganse aarde. Sing vir die Here en prys sy naam. Verkondig sy verlossing van dag tot dag. Ja, maak onder die nasies sy naam bekend, sy majesteit onder al die volke, sy wonderdade. Want groot is die Here en besonder lofwaardig. Amen. So voorreg om jou te groet namens die lewende God, om vir jou te kan sê genade en vrede vir jou. Wie van julle kan nog julle kinderdae onthou en het as kinders telefoontjie gespeel? Dis nou waar ons in 'n ry staan en vir mekaar iets in die oor fluister, en dan kyk ons of die laaste ou presies dit hoor wat die eerste ou gesê het. En ons kom baie gou agter wanneer ons dit doen, dat die boodskap al langs die pad ernstig verdraai word. Dat wanneer ons so 'n boodskap oorvertel, ons dit nie altyd so mooi doen nie. Dat ons baie keer onduidelik fluister, dat ons baie keer goed bysit of goed weglos, dat ons baie keer heeltemal 'n ander boodskap kry as wat bedoel is. Daarmee saam moet ons ook vir mekaar vra, na wie luister ons? As ons sommer dink aan nuus, by wie kyk ons nuus? Kyk ons na Netwerk 24? Kyk ons na CNN of BBC, SAIK, RSG, Marula Media, Radio Pretoria? Kry ek my nuus van WhatsApp af of van Google News? Is ons nuusbronne, is dit nou waarna ons luister, betroubaar vir die inligting wat ons nodig het? Vanoggend gaan ons lees Lukas 9 vanaf vers 28. Voordat ons lees, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan saam wees as kinders van U. Dat ons saam kan wees in die kerk en saam kan luister na U woord. Ja, Here, dat ons kan saam bid, U naam aanroep. Dankie dat ons weet U is 'n God wat hoor, wat teenwoordig is. Ons ook nie almal vanoggend by mekaar is nie. Dankie dat ons weet, U is by ons. En mag ons in U, ons hoop, ons vrede, ons krag vind. Spreek, Here, U kinders luister. Amen. Lukas 9 vers 28. Ongeveer 8 dae nadat hy dit gesê het Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem en teen die berg opgegaan om te bid. Terwyl hy besig was om te bid, het die voorkoms van sy gesig verander en sy klere het helder wit geskitter. Skielik was daar 2 manne wat met hom gesprek voer. Dit was Moses en Elia. Hulle het in hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog, wat hy in Jerusalem tot vervulling sou bring. Maar Petrus en die ander 2 wat saam met hom was, is deur slaap oorval, en toe hulle wakker word, sien hulle hom glansende heerlikheid en die 2 manne wat by hom staan. Toe die manne van hom afskeid neem, sê Petrus vir Jesus: Meester, dis goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, een vir U, een vir Moses, een vir Elia. Hy het nie besef wat hy sê nie. En terwyl hy nog praat, kom maar 'n wolk en gooi skaduwee oor hulle. En terwyl hulle in die wolk verdwyn, het die disippels bang geword. Toe kom daar 'n stem in die wolk wat sê: Dit is my seun, die uitverkorene. Luister na hom. Nadat die stem gepraat het, het hulle Jesus aangetref. Hulle het stil gebly en vir niemand in daardie tyd vertel wat hulle gesien het nie. Nadat hulle die volgende dag van die berg afgekom het, het 'n groot skare mense gekom en skielik het 'n man uit die skare hard uitgeroep: Meester, ek smeek U, kom kyk asseblief na my seun, want hy is my enigste kind. Kyk, 'n gees pak hom gereeld beet, en dan gaan hy skielik aan die skreeu, en het gee hom stuiptrekkings met skuim om die mond, verniel hom en wil hom beswaarlik los. Ek het U disippels gesmeek om hom uit te dryf, maar hulle kon nie. Toe antwoord Jesus: O ongelowige en ontaarde geslag,
Hoe lank moet ek nog by julle bly en julle verdra? Bring jou seun hier. Terwyl die seun nader kom, laat die demoon hom val en stuiptrekkings kry. Maar Jesus het die onrein gees bestraf en die kind gesond gemaak en hom aan sy vader teruggegee. Almal was verstom oor die grootheid van God. Na wie luister jy? Dalk moet ons vra, hoe bepaal ons uiteindelik na wie ons luister? Luister ons na hulle wat die hardste praat of die hardste uitroep? Luister ons na hulle wat die grootste baniere druk en die mooiste plakate opsit? Hoe koop ek CD's of hoe koop ek musiek, die mooiste prentjie? Luister ek na hulle wat die wonderlikste taal gebruik, wat wys klink, hulle wat in mooi groot woorde praat? Luister ek na mense wat die sterkste voorkom, hulle wat die meeste mag het, dalk hulle wat die rykste is? As 'n klomp goed wat bepaal oor hoekom ons na mense luister. Dan moet ons ook onthou, daar's hier gedig, Ozymandias van Piers Bysshe Shelley, wat sê dat hier is 'n koning wat sterk en wys lyk, magtig, en uiteindelik is hy dolleeg, is daar niks oor van sy mag en sy wysheid, en dit wat wonderlik gelyk het nie. Dalk moes hy maar net stil gebly het en nie gesê het, of nie probeer wys en groot en almagtig klink nie. As ons in die lewe dink oor, wat laat ons na mense luister, waarna luister ons, waaraan heg ons waarde, wat dink ons is reg, moet ons mooi rustig gaan dink en versigtig gaan dink en dalk eerlik wees oor die feit dat ons partykeer baie maklik sommer net glo. Hierdie gedeelte van Jesus wat verheerlik word op die berg, laat ons nogal dink aan Moses. Dieselfde of 'n soortgelyke iets in Sinaï beleef het, dat hy God se teenwoordigheid ervaar het. Ja, daar op Eksodus 24, bo op die berg, as Moses by God is, dan skyn sy gesig so helder wanneer hy afkom, dat hy 'n doek moes oorsit, dat mense beskerm sou wees teen hierdie glans. Maar dit maak ook dat mense na Moses luister, want hy was in God se teenwoordigheid. Later raak hierdie glans weg, en dan wil Moses nie die sluier afhaal nie, want nou luister die mense nie meer na hom nie. Hierdie glans en die obaal maak dat mense luister. Lukas trek baie parallelle hier tussen Jesus en Moses. Albei gebeur op die berg, en Moses is by albei betrokke, God is by albei betrokke, wat praat, en die heerlikheid van God is teenwoordig, en dit maak mense bang. Later sê Moses in Deuteronomium 18, daar gaan 'n profeet uit jou midde opstaan, iemand uit jou volksgenote soos ek, en na hom moet julle luister. Hoe kies ons vir wie ons luister? Luister ons vir Moses, die leiers, hulle wat blink lyk, hulle wat wys klink? God sê hier, luister na Jesus. Sê hier dat die disippels dit kan hoor, luister na my seun. Dis hy is die uitverkorene. Na hom moet julle luister. En dit wil God bevestig, en wil vir ons weer opnuut kom sê, luister na Jesus, luister na God se woord, luister na God. Wees versigtig na wie julle luister, na wie ons luister in die wêreld. Kom ons maak seker, dit kom van God af. Dit kom van Jesus af. As Petrus later preek in Handelinge 3 vers 22, dan herhaal hy hierdie vers in Deuteronomium aan, wat sê dat iemand sal kom soos Moses. Hulle wat vir Jesus in heerlikheid by God gesien het, soos Moses ook die heerlikheid van God weerspieël het. Maar Jesus wil nie mense kom oortuig en mense kom oorrompel met sy almag en sy grootheid. Hy kom doen dit met die liefde van God. Daarom is Jesus se gesig nie altyd blink as die mense hom sien nie. Nee, dit is in hierdie oomblik wat hy disippels toegelaat het om te sien dat hy God is. Maar by mense is hy soos 'n mens, om hulle te oorwin met sy liefde, nie met sy almag en sy krag nie. Hy boelie niemand in geloof in. Hy vra dat ons vrywilliglik na hom sal luister. Dat ons na Jesus sal luister, want God sê so. Lukas sê hier, Moses en Elia sê so. En dan is dit interessant, net nadat God vir die disippels gesê het, luister na hom,
dan wys Jesus sy mag deur hierdie wonderwerk te doen. Dit wat ons van vers 37 tot 42 lees, van die uitdryf van die duiwel uit die man se kind uit. Jesus word nie net gesê is om daarom na te luister, nee, het mag nie. Hy toon dit ook. Maar dis nie hoe Jesus vir my en jou in die wêreld wil kom oorwin nie, want ons vergeet glans en blink en mooi so vinnig. En baie vinnig sien ons iets anders wat mooi blink en wat wonderlik lyk. God wil ons kom verander van binne. Dat ons na hom sal luister, dat ons na Jesus sal luister, en vandag doen ons dit in besonder deur die woord en deur die Gees, deur die Bybel en deur die Heilige Gees. Mense in Jesus se tyd wou vir Jesus ook in 'n boks plaas. Vandag nog wil mense dit doen. Dalk is dit hoekom Petrus daai huis se hutte wou bou, om vir Moses en vir Elia daar vas te hou. Moses, die een wat Israel uit Egipte bevry het en uitgelei het, Elia, die groot een van die profete. Partykeer wil ons ook so vir God vashou in ons boksies en ons maniere. Maar ons kan nie. Ons word vandag genooi om na Jesus te luister, om nie te leef en nie te werk in die wêreld. Om met God se wysheid te gaan lewe. Daar was 'n ou oom wat baie wys was, en een van die jong mense besluit hulle gaan hom toets. Hulle vang 'n voeltjie en hulle kom na hom toe, nou hou hy die voeltjie agter sy rug vas, en dan sê hy vir die oom, is hierdie voeltjie lewendig of is hy dood? Want as die oom sê dis lewendig, draai hy gou sy nek om. As hy sê hy's dood, dan los hy hom net so en dan is hy lewendig. En die wyse oom met die seun so gekyk en vir hom gesê, jong man, die antwoord op hierdie vraag is in jou hande. As jy die mag het, en jy vang 'n klein voeltjie en jy hou dit in jou hande vas, hoop ek jy het ook die wysheid om dit te laat wegvlieg. Eendag het 'n predikant vir 'n ander predikant gesê, onthou net, moenie dinge te styf vashou nie, dan laat jy nie ruimte vir God se werk nie. Ons het die mag vir dood en lewe. Ons het die mag om te luister of nie te luister nie. Ons het die mag om die boodskap duidelik oor te dra, of soos met 'n telefoontjie die boodskap 'n bietjie skeef te trek en half vreemd by mense te laat uitkom. Elke keer wanneer ons mekaar ontmoet, het ons die potensiaal om heilig te wees, dood of lewe uit te deel. Ons deel dood uit wanneer ons mekaar kritiseer en verkleineer, misverstaan, ignoreer, ons self groot praat en ons op eie manier aandring om te doen. Ons deel lewe uit wanneer ons mekaar raak sien, mekaar optel, na mekaar luister en aanmoedig. Iemand het dit mooi gesê, we are transfigured and transformed by God's grace when we are able to extend life to others. Wanneer ons God hoor en dit gaan uitleef, dan bring ons lewe in die wêreld. Want om te luister na Jesus bring hoop en lewe. Bring hoop en lewe tussen mense. Daar's 'n pragtige verhaal wat vertel word toe George Matheson, 'n Skotse prediker in Edinburgh gepreek het. Daar's 'n vrou in die gemeente wat maar arm was en sy het in 'n klein kelderkamertjie gebly onder iemand se huis. En hy was al die hele ruk daar en toe is dit nagmaal en die gemeente het die gewoonte gehad dat die kerkraad die mense besoek voor nagmaal. En die ouderling kom by die vrou in hierdie kelderkamer en nooi haar uit vir die nagmaal. En so 'n paar maande later soek hy haar weer en hy kom weer by hierdie kelderkamer en sy's weg. En uiteindelik spoor hy haar op en toe bly sy iewers in 'n dakkamer, in 'n solder. Sy was steeds baie arm, maar hierdie dakkamer was vol lig en helder, en vars en skoon, totaal teenoorgestelde van waar sy gebly het daar in die kelder. En hy sê vir haar, ek sien jy het van woonplek verander. Toe sê sy, ja ek het. Jy kan nie iemand van Jesus hoor preek en steeds in 'n kelder woon nie. As ons na Jesus luister, word ons eie lewe lig. Maak ons die lewe van mense rondom ons ook nuut en vol lig, bring ons hoop. Na wie luister ons? Na die wêreld? Na onsself? Of luister ons na God?
dichte by U rus. Ek wil my stem voor U verloor. Maak my 'n kind wat steeds bly leef. Gee my 'n oor vir die hartklop aan my deur. U praat, U werk in woord en daad. U bou U koninkryk en ons leef luisterryk. Halle, halle, halleluja. Halle, halleluja, halleluja. Ek wil jou hoor, as jy jou storie woorde maak. Jy reisgenoot op God se spoor. Ek wil jou lief hê en vertrou. Ek gee my oor vir die woord van God in jou. God praat, God werk in woord en daad. Hy bou sy koninkryk en ons leef luisterryk. Halle, halle, halleluja. Halle, halle, halleluja. Ek wil hoor wat op my buitekring bly staan, waar vreemde stemme al bekoor. Gee my o Here openheid, gee my 'n oor vir die soekstem van ons tyd. God praat, God werk in woord en daad. Hy bou sy koninkryk en ons leef luisterryk. Halle, halle, halleluja. Halle, halle, halleluja. Hemelse Vader, mag ons U stem hoor, tussen die stemme wat in die wêreld roep en skreeu en ons aandag vra. Here, mag ons U hoor, op U fokus. Ja, ons ore draai en ons gedagtes rustig maak, ons harte stil, dat ons U hoor. Here, dat ons nie net hoor nie, maar dat ons doen, dat ons sal gevul word met nuwe lewe en nuwe krag, en dat ons dit sal gaan uitleef. Ons raak bang en bekommerd as ons na die wêreld om ons kyk. Here, maar ons weet U is almagtig. Mag ons U hoop in ons harte laat leef en ook so hoop bring vir die wêreld. Hoop bring vir hulle wat saam met ons leef, wat om ons is, by ons huise, saam met ons in die gemeente, saam met ons in die werk en by die skool, ons vriende en familie. Ons bid saam vir mekaar as gemeente. Here, daar is soveel siekes, soveel wat seer en swaar het. Here, bring U vir hulle nuwe genesing, hoop, krag, uitkoms. Ons bid vir 'n wêreld wat gebuk gaan onder chaos, politiek, rampe, oorloë. Here, mag daar vrede en hoop kom in ons eie land, dat ons leiers met integriteit sal voorgaan. Dankie dat ons vir mekaar kan bid en weet, ons God lewe. Ons God praat. Ons God is teenwoordig. In Jesus Christus se naam. Amen. Mag die liefde van God ons Vader en die vrede van Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees by ons wees, nou en vir altyd. Amen.